Maar ek het toe gaan kyk na wat Willem se boek uitgelig het oor die 12 stappe wat hy, of die 12 goue reëls wat hy uitgelig het. En dit help nie ek gesels daaroor, dit is in die boekery baie breedvoerig bespreek. Maar ek wil tog 'n paar elemente uitlig. En die eerste element is, hy praat van wat is jou sake etiek, wat is jou sake beginsels waarvoor jy sake doen. En die ou wat die mooiste uiteengesit het was Brand Pretorius. En Brand Pretorius het basies gesê dat dit is 'n ding wat jy doen, hy noem dit consciously, jy moet dit aktief doen, jy moet 'n lys opstel van dit is my sake beginsels. En daai saak, en die ander wat het toevallig, daar's 'n paar wat het genoem het, maar hy het gesê wat jy doen is, daai sake beginsels sit jy uiteen. Want wanneer jy 'n transaksie doen, of wanneer jy in 'n situasie waar jy besluit moet maak, is dit baie keer nie maklik om dit te toets, as jy dit nie het. En sy uitgangspunt is, dis 'n dokument wat jy elke paar maande na kyk, wat jy elke paar maande seker maak, jy tik al die bokse, en wanneer jy besluit maak, meet jy dit daarin. Louis von Zehner, wat basies die adjunkt uitvoerende hoof van Absa is, hy sê dit as volg, hy sê dat, as hy terugkyk oor sy loopbaan, en hy is een van die min ouens wat by die plek waar hy begin het, hy geëindig as die hoof. Hy het begin by Absa Bank in 'n tak, destyds by Volkskas in 'n tak, en hy het geëindig as basies die adjunkt uitvoerende hoof. En hy het gesê, as hy terugkyk oor sy loopbaan en die mense wat suksesvol is, dis nie die ouens wat die groot transaksies gedoen het. Dis nie die ouens wat altyd met almal saamgestem het. Dis die ouens wat elke keer 'n beginsel gehad het waarop hy gestaan het. Dis die ou wat in die langtermyn deurgekom het in die bank. En onthou, as jy na 'n plek soos 'n bank kyk, dan begin daar seker, ek weet nie, 2-3 mense elke jaar, waarvan helfte van hulle is baie hoog gekwalifiseer, en almal van hulle gaan hard werk. Wat bepaal die een ou wat uit daai groep wat daai jaar begin het, 3 jaar voor hom, die 3 jaar na hom, wat bepaal die ou wat op die einde die hoof gaan word? En sy uitgangspunt is die ou wat jy altyd geweet het, te stel beginsels. Dis die verskil. Nie die ou wat die transaksie gedoen het, of die ou wat almal se gunsteling was nie. It's the guy who had a set of principles.